Johannes 15. Maar julle moet my net 'n oomblik verskoon, my bril lê hier agter. Dit gebeur met almal van ons. Julle die groot skrif vanmôre, en dit gaan oor vrugte. Dankie vir elkeen wat geglimlag het toe ek my bril vergeet het. Ek het gesê dis 'n veilige spasie wat ons ook net so in onsself en in ons menswees net daar kan wees. Sonder dat ons mekaar veroordeel, sonder dat die Here ons wil veroordeel, maar dat die Here ons vanmôre met sy liefde wil kom toedek. Voordat ons lees vanmôre, kom ons gaan so sit en dan gaan ons saam bid. Hemelse Vader, ons as u kinders, as gemeente, as u vriende vanmôre aanbid u in die wonderlike naam van Jesus. As ons vanmôre vir u as Vader kom sê, Abba, dan dank ons u vir u onuitspreeklike liefde, dat u elkeen van ons liefhet. Meer as dit, dat u ons ken op ons naam. Meer as dit, dat u 'n wonderbaarlike plan het met elkeen van ons. Here Jesus, en as ons u vanmôre aanbid, is u ons verlosser, ons het daarvan gesing. U is ons verlosser en u het ons kom red van die dood en van die graf. U het ons kom deel maak van die huisgesin van die Here. U is ons God en u is ons koning. Here Jesus, en vanmôre met 'n nagmaalstafel in gedagte is u so deel hier met u Gees. Heilige Gees, u wat in ons woon, en u wat ons troos, en u wat ons lei, en u wat ons versterk. U wat ons so liefhet. U wat vir ons intree by die Vader, al raak ons woorde klaar en ons gedagtes min. U is vanmôre hier. En uit u woord kom besoek ons vanmôre. Uit u woord kom gee vir ons hoop. Uit u woord kom bemoedig ons. En as ons ook nou weer die gedeelte lees en dit oordink soos elke Sondag, ook my gebed, Here, u hoor ook, as ek dit bid, dat ons nie vanmôre sal hoor dit wat op u Zaan se hart is nie, maar eerder en meer as alles dit wat op u hart is, Koning van die konings en Here van die Here, in Jesus naam, amen. Kom ons gaan ook saam lees. Johannes 15, ons gaan die eerste 8 verse lees. Die opskrif dan hier in my Bybel, die ware wingerdstok. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reggesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry.
My Vader word juis daardeur verheerlik, dat julle baie vrugte dra, en my disippels is. Kom ons lees tot sover. Die Here seën vanmôre ook sy woord hier in ons harte. Hierdie gedeelte in Johannes 15, dit volg nou nadat die mense in die bovertrek gesit het en dan het Jesus geweldige klomp leringe, hy het reeds sy verraaier aangewys en Judas is klaar weg, hy het die vertrek verlaat. Hy het ook reeds met Petrus gepraat en vir Petrus gesê, hy gaan hom verloon. En dan praat hy oor Heilige Gees, wat gaan kom. En dan hier kry ons so tussen alles deur Johannes 15, wat hy praat oor 'n beeld, metaforiese taal, wat hy dan kom sê, hy is die ware wingerdstok. En dan baie interessant hier in die eerste vers, hy sê, hy is die ware wingerdstok, en Abba, sy vader, sy pa, wat ook ons vader is die boer. En dan begin hy en hy praat oor die vrugte wat aan die wingerdstok is. En van 'n proses, en van iets wat gebeur, en hy begin gesels so saggies, en hy sit dit op hulle skote neer, dat daar 'n proses is waarmee sy vader besig is. En dan moet ons ook weet dat ons Afrikaanse taal rondom hierdie metaforiese taal is soms maar bietjie gebrekkig. Hierdie eerste woorde wat hier staan, hy sê, elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, en dit klink so veroordelend, dit klink so verdoemend. Here, kan dit wees, hierdie liefdevolle God wat ons aanbid, kan hy dan sommer net 'n loot afsny, of hoe moet ons dit verstaan? Ons is 'n bietjie ver weg van druiwe wêreld af, maar ek glo almal van julle ken druiwe. En ons weet dat die nuwe lote wat uitgroei, nooit boontoe groei nie. Dit groei altyd af, grond toe. Dit groei altyd af. En daai lote vat die Vader dan en hy bind dit op en hy gee dit 'n nuwe direksie. Hierdie lote wat metaforiese taal is, wat hy hier in vers 5 vir ons sê, hy is die wingerdstok, hy sê, maar julle, geliefdes, is die lote, wat aan hierdie wingerdstok vas is. Maar daar's 'n proses waarin sy Vader deel het, hierdie beginsel wat hy kom neersit, want hoekom moet daar 'n beginsel wees? Die beginsel is, sodat daar meer vrugte kan wees. Meer vrugte is die beginsel, en dan is daar 'n proses van hoe hy as vader en as boer dan in hierdie geleesde gedeelte dan omgang met hierdie klomp lote, want hy wil hê hierdie lote moet vrug dra. En dan weet ons, kan ons oor hierdie vrugte, kan ons nou baie allegories omgaan en 'n klomp goed opnoem. Ons kan begin deur te kyk in Galasiërs 5 vers 22, ons weet die vrug van die Gees, want dit is hoe ons weet dat ons die Gees van God het, wanneer ons vrugte dra. Maar ek wil vanmôre so 'n bietjie ietsie anders hier kom byvoeg, en dit kom lees met 'n bril van vrug dra, dat ons iets goddeliks inbring in hierdie wêreld, sodat waar ek en jy leef, iets goddeliks na hierdie wêreld toe bring. En dit doen ons deur die feit dat ons net daar is. Ons het so gesels en so gepraat oor ons verskillende persoonlikhede, dat ons het soms mense wat iets wil doen, ons doeners. En dan as ek praat, ons moet iets gaan doen, dan praat ek met 'n handjievol mense. Maar vanmôre kom die Gees van die Here deur hierdie gedeelte, en hy praat met elkeen van ons, dat net daar waar ons is, bring ons iets goddeliks na hierdie wêreld. Ons bring iets goddeliks daar waar jy leef, daar waar jou voete is. Jy bring iets goddeliks na jou huwelik toe, na jou gesin en na jou mense toe, die feit dat jy glo. Maar hier's 'n proses, en hierdie proses is dat God ons wil help. En die manier waarop hy help is nie iets weg te vat nie, maar iets by te voeg. Want hoe snoei Abba, hoe snoei
hierdie boer wat ons Vader is, hy snoei dit deur die woorde wat hy met ons praat. En die woorde is juis die snoeiskerp wat ons aanmoedig sodat ons meer iets goddeliks na hierdie wêreld kan bring. Ons bring dit daar waar ek en jy beweeg. Daar waar jy in jou voertuig is, daar waar jy ry, sonder dat jy iets verskrikliks hoef te doen of te sê. Jy bring iets goddeliks in met jou teenwoordigheid, want jy is ligdraer van die Gees van God wat in jou is. En oral waar jou voete jou bring, waar jou teenwoordigheid jou bring, bring jy iets goddeliks. Daar waar jy ook besig is, elke dag waar jy werk, wat jy besig is iewers om te werk, het sy by die huis, het sy om te staan en skottelgoed was, het sy om byvoorbeeld net die huis uit te vee, het sy om op die lande te werk, het sy om by die werk te wees, het sy om iets aan iemand te verkoop, het sy waar ons met mekaar praat, het sy waar ek miskien, waar jy alleen is, daar miskien in die veld, bring jy iets goddeliks. En die Vader wat ons aanbid, die Vader van ons Here Jesus, wil hê dat dit moet gaan oor meer vrugte, net soos hierdie baie mooi beeld wat Madeleine vanmôre vir ons gekies het, wat op hierdie skerm is, die oorvloed van vrugte. En Johannes is juis besig met hierdie oorvloed. En ek wil tog ietsie daaroor sê. As ons lees in hierdie Johannes Evangelie, dan gaan dit oor so 'n bietjie oordryf. Jesus het nie net genoeg wyn gemaak nie, hy het 600 liter wyn gemaak. Hy het nie net 'n skare gevoed nie, daar was dit wat oorgebly het. Hy het nie net in die wonderlike visvangs net genoeg vis vir die disippels en vir hulle huise nie, daar was oorvloed. Ons lees verder ook as hy hulle ontmoet, selfs nadat hy uit die dood opgestaan het, die 153, die oorvloed. En iets van hierdie hart vanmôre is ook in hierdie gedeelte, dat God ook sy oorvloed, dit wat ek wil amper sê te veel is, so in ons lewens kom uitgiet. En hoekom wil hy dit doen? Omdat hy jou liefhet. En omdat jy kosbaar is. En hoe doen hy dit? Hy doen dit met sy woord. Hy gee vir ons hierdie Bybel, en soos wat ons hierdie Bybel oordink, moedig hy ons aan, en het hy vir ons sy Gees gegee om ons aan te moedig, sodat ons meer vrug kan dra, meer van God in hierdie wêreld kan inbring. En elkeen van ons doen dit op ons eie unieke manier. Ek wil vanmôre my ernstig daarvan weerhou om nie voorskrifklik te wees nie. Want ons kan so dikwels sê, ons is voorskrifklik, jy moet dit op hierdie manier doen. Maar omdat God jou ken en omdat hy jou gemaak het, op jou eie unieke, kosbare manier doen jy dit. En daar is dan met ander woorde nie 'n regte en 'n verkeerde manier nie. Op jou eie unieke manier bring jy iets van God in hierdie wêreld. Tussen mense. Bring jy iets na hierdie skepping toe as jy iets in hierdie skepping sien, want ons is kroon van die skepping in hierdie seisoene wat verander, sien ons hoe daar lewe is en alles groen word, en net om daarin deel te hê, is dit iets goddeliks wat ons bring na hierdie wêreld. Ons bring ook iets goddeliks in 'n gemeente soos hierdie. By uitstek, as ons so saam is, en as ons vir mekaar kan omgee, en as ons vir mekaar kan lief wees, dan bring ons iets goddeliks in 'n gemeente in. Want dis die manier waarop die Here Jesus self gesê het, die wêreld gaan weet dat hy by ons is, nie oor hoe goed ons kan preek, of hoe goed ons die Bybel lees, of hoe goed ons aan bepaalde formuliere hou, of hoe goed ons kan sing, of hy sê, as julle mekaar kan lief hê, sal die wêreld weet, dat hy is hier by ons. En dis die barometer wat hy stel, dit wat jy goddelik inbring. Vanmôre is natuurlik die vraag, die keuse, en is of ons gaan toelaat dat God ons so 'n bietjie aan ons torring. Ek en jy hou nie daarvan
om aan getorring te word nie. Ons hou nie daarvan om bietjie geskuif te word nie. Dit is nie vir ons altyd lekker nie, om soms so 'n bietjie dinge op 'n ander manier te doen, te beleef, bietjie anders te dink. Baie keer is dit die maniere hoe God bietjie aan ons torring, want hy wil hê dat ons meer vrugte moet dra, dat ons ook in posisies en in omstandighede wat vir ons soms vreemd is, wat nie so lekker op ek en jy sit nie, dat ons ook daar iets goddeliks kan inbring. Hoe dink ons oor ons wêreld hier in Valwater, in ons padsituasie byvoorbeeld, hoe bring ons iets goddeliks in? Ek dink ons het baie gekla al oor die pad, ek self ook, en ek praat vanmôre, en miskien ek die jongste hier, ons is nie baie lank hier nie, en ek het miskien ook al my deel gehad tot ek begin agterkom, maar besef ek ook die mense wat daar staan in hulle overall, het dalk miskien ook 'n huis waar daar miskien baie bekommernisse is. Miskien staan iemand met die vlag, maar hulle gedagtes is op 'n ander plek. En hoe bring ons iets goddeliks in? Soms is dit om ook te sê, Here, die son is so warm. En hier staan mense, hulle werk, ja, maar wat is ons hart? Dis 'n voorbeeld wat ek vanmôre noem. Hoe bring ons iets goddeliks daarna, is om ook te sê, Here, dankie. En ons bid vir hierdie prosesse, en ons bid, Here, ook vir werksywer. Dis hoe ons iets goddeliks na iets eenvoudigs, soos 'n pad wat deur ons dorp loop, ook iets goddeliks inbring na ons wêreld toe. Maar ek en jy moet toelaat dat die Here met ons kan besig wees. Dis 'n proses. Dit is nie 'n vingerklap, enkeldimensionele geleentheid nie. Dis hoe ons baie keer ook kyk na die wêreld rondom ons, is baie keer ook hoe ons beleef. Sê, Here, maar wat is die proses? Wat wil U aan my kom torring hiermee? Here, ons hou nie daarvan om aan getorring te word nie. Ek het die maniere waarop ek dink, ek het die maniere waarop ek die woord lees, ek het die maniere waarop ons na die wêreld kyk, en tog kom hy sê, hy wil so 'n bietjie kom snoei aan jou en my. En hy wil nie iets kom wegvat nie. Hy wil net 'n bietjie daai lood wat soms sommer so afbuig aarde toe, net so 'n bietjie weer kom vasmaak in 'n nuwe rigting insit. Hy wil ons daardeur kom help. En ek wil iets hê ons moet hoor vanmôre. En ons moet dit onopwonde vir mekaar sê, dat nêrens wat ek hier in ons teksgedeelte gelees het nie, is daar enige oordeel nie. Kan julle dit hoor? Is nie oordeel nie. En as ons, as vriende, en as gemeente van Jesus, dit kan regkry, om in hierdie selfde gesindheid van die Here Jesus in hierdie teks, dat ons nie oordeel nie. Hy sê vir sy disippels, en hy weet, hulle gaan oor 'n paar uur aan die slaap raak, hulle gaan nie saam kan bid nie. Hy sê, weet jy, julle is reeds reggesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Wetende, hulle gaan hom verlaat. Wetende, toe hulle hom gevange neem, gaan hulle weghardloop. Wetende, Petrus sit ook daar en hy gaan hom verloon. En hy sê, julle is reeds reggesnoei. Want die fondasie is reg in ons hart. En as ons toelaat op elke dag, en dit is gereformeerdheid, dis 'n woord wat ek deesdae baie gebruik om te sê, maar dis die hart, dis die goed waarin ons vashou. En dit is dat God elke dag met ons besig is. Oral waar ons gaan, oral waar ons beweeg. Maar waar ons so saamkom, soos vanmôre, is hy op 'n besonderse wyse ook hier met die tekens van brood en wyn. Die vraag vir jou vanmôre is jy bereid om hierdie proses in jou lewe toe te laat? Here, kom torring so 'n bietjie aan my. So 2 voorbeelde uit die woord van die Here. Kan julle onthou vir ou Petrus daar op die daktuin terwyl hy besig is om te bid, kom torring die Here aan hom as hy 'n visioen sien van elke onreine ding en die Here sê vir hom slag en eet. Kom torring hy so 'n bietjie aan hom. Dis 'n plek waar hy nie tuis voel nie. Dis 'n spasie wat nie vir hom gemaklik is nie, want hy sê, Here, ek is in die teenwoordigheid van al hierdie onreine wesens. En die Here kom torring so 'n bietjie aan hom. Hy kom snoei hom so 'n bietjie met liefde. Hy kom hom nie veroordeel en sê vir hom, Petrus, jy het dan al hierdie goed geleer.
hoekom doen jy so verkeerd? Nooit gesê nie. Hy kom saggies, op sy eie unieke manier. En ons weet wat die uiteinde daarvan is, hy het gegaan en die huis van Kornelius is gered. Ek dink sommer so onwillekeurig aan Paulus, hoe die Here so 'n bietjie met hom aan hom kom torring op 'n gebied wat vir hom gemaklik was. En hy was so gemaklik en hy het al lasbriewe gekry van die priesterhoofde en hy was so gemaklik geweest om die kerk van die Jesus te vervolg. En toe die Here so 'n bietjie aan sy lewe kom torring en hom op 'n plek bring wat nie vir hom gemaklik is nie, kom die Here met sy sagte woord en hy kom red daardie man. Hy het hom nooit kom veroordeel, gesê, weet jy hoeveel honderde manne en vroue het jy al voor die regbank gebring en die tronke laat opsluit. Daar's nêrens 'n woord van veroordeling en die Here kom vanmôre ook by ons gemeente, vriende van die Here, en hy veroordeel jou nie. Hy vat ons saggies in hierdie proses dat hy ons kan regsnoei. Meer soos Jesus, op ons eie unieke manier, wil hy jou vanmôre ontmoet. En soos wat hy jou ken, wil hy vanmôre ook met die tekens kom sê, maar ek is in jou, en ek is by jou, en ek is saam met jou. Maar meer as dit, hy wil vanmôre vir jou kom sê, hy is nie net in jou nie, maar jy het ook deel aan hom. Jy het ook deel aan sy liggaam, wat vanmôre die kerk van Jesus is. Meer as dit wil hy vanmôre vir jou sê, geliefde kind van die Here, hy is saam met jou om iets goddeliks, hierdie vrugte in hierdie wêreld in te bring. Iets goddeliks, waar ons 'n verskil maak, oral waar ons heen beweeg. Amen. Kom ons bid saam. Vader van genade, dankie vir hierdie gedeelte in Johannes wat ons kon lees. En dankie dat U ons vanmôre moed gee en hoop gee dat U met elkeen van ons besig is in hierdie proses van snoei. Maar dat dit nie 'n pynlike proses is nie, maar dat dit 'n heerlike proses is, iets van U heerlikheid, hoe U ons baie keer op nuwe maniere in ander rigtings met liefde laat inbeweeg. Baie dankie dat U ons nie veroordeel nie, maar dat U ons liefhet. Sodat ons meer vrug kan dra, sodat ons meer van Jesus in hierdie wêreld kan wys, sodat ons meer goddelikheid in hierdie skepping van U kan inbring en indra. Ons as gemeente wil vanmôre ook kollektief vir U sê, Here, dit is oukei met ons, dat ons ook in hierdie proses van U deel. Dit is vanmôre ook in orde met ons, dat ons deel is, U ons meer vrug laat dra. Baie dankie dat U ons ook in ons swakheid bystaan, ook in die tye wat ons voel, ons is miskien so ver van U af. Baie dankie vir die liefde van die Vader wat ons vanmôre so toemaak. Ons wil ook nou bid vir elkeen wat siek is en wat U nodig het op 'n baie besonderse wyse. U hande van gesondmaking, U hande van genesing. Ons wil kom bid vir die werke van ons hande, dat ons ook iets goddeliks daarin indra en dat ons ook kan sien hoe U voor ons uitbeweeg en hoe U saam met ons kom met U goedheid en met U guns. Ons wil U vanmôre ook gehoorsaam wees, Heilige Gees. En ons weet dat U baie keer met ons besig is en soms is ons maar hardkoppig. Maar dankie dat U ons nooit alleen los nie, maar dat U altyd weer kom en ons kom opsoek. U weet ook van die dinge waarmee elkeen van ons individueel ook vanmôre ons uitdagings het. U weet daarvan, U ken ons. Kom ontmoet ons vanmôre. Want U is saam met ons ook daarin. U is by ons.
in die naam van ons Here Jesus. Amen.